Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou hou. Pasella, gaan sê na. In Pasella, ons surf, swem en sing. Dit alles terwyl ons regmaak vir 'n partytjie met 'n tropiese strandtema. Lekker. Ja, Jack Barrow is in die huis. Radioman Dion Bing wys ons sy gunsteling plekke in Kommetjie. Ons maak hout surfboards, leer bier brou en kook met kreef. Dis mos nou wat hulle rooi goud noem. So, sit terug en kuier saam. Alles Pasella. As jy met die Chapman's Peak pas vanaf Houtbaai Kaappunt se kant toe ry, sien jy Langstrand voor jou uitgestrek. Aan sy verste punt lê die mooie stranddorpie Kommetjie. Dis waar ons kuierhuis vir die week is. Sy naam is Pebbles en hy slaap 10 mense. Kinders en selfs klein hondjies is welkom. Dis mos nou mense die naweek begin. 'n Lekker glas Suid-Afrikaanse rooiwyn, skaapchoppie op die vuur en die son wat sak oor die see. Dis braggies waar, maar ek het iets om dit nog beter te maak. Ja? Wat sê jy van 'n paar pelle en 'n kreefie of twee? Nou praat jy. Wel, dis dinge vir môre. Maar kom ons sê ontspan nog so 'n bietjie. Klink soos 'n topplan. Lenel het vroeg die volgende oggend 'n afspraak met 'n plaaslike visserman gehad. Seekos is juis die hoofrede waarom 'n dorpie in 1903 gevestig is. Voor dit was hier plase en reeds in die 1ste eeu na Christus strandlopers. Môre dan ja, ek is bly om te sien dat jy beslaap nie. Nee, kyk, so lief soos wat ek vir 'n kreefie is, daar's nie 'n kans nie. Voor ons in die see gaan, wil ek jou net 'n storie vertel van die area wat ons nou woon staan. Kom as jy sy name kry van die kom wat jy hier kan sien. Die kom is eeue gelede gebou deur die oorspronklike inwoners wat hy het gewees het die Khoikhois. As dit hoe getuie gewees het dat hulle die klippe aangepak, so as die vis inkom, as die vis vasgevang en dan hulle die vis nou natuurlik uithaal agterna. Wat uitmuntende plan. Maar kyk, ek het gekom vir 'n kreefie, so sal ons hom gaan haal. Reg, kom ons gaan kry vir jou ene. Kreef was so volop hier in die ou dae dat daar net buite Kommetjie by Witstrand 'n kommersiële kreeffabriek was, maar hy is nou toe. Om kreefpopulasies te beskerm, is daar deesdae streng reëls oor die oes daarvan. Vissermanne soos Thurlow het spesiale permitte, maar vir ontspanningsdoeleindes mag 'n mens net 'n paar maande van die jaar op vakansiedae en oor naweke uithaal. Jou laaste kans vir die seisoen is Paasnaweek. Thurlow, wat geniet jy die meeste van die seelewe? Is vry. Sy's vry. Dis niemand wat vir jou sê wat om te doen nie. Jy weet wat jy moet doen. Hoe om te vang, whatever, want hy is part van jou. En dit baie lekker op die water. En ek het 'n bos, so wat ek op die water, dat my bos lekker open. Kry vry asem, alles in die lug is skoon, so is vir my lekker op die seewater. Ja, ons kom al van jongs af aan, my voorvaders was vismanne en natuurlik het ons aangegaan met die kreefbedryf en visbedryf. So ek is al 40 jaar, wat ek nou betrokke is by die see en is my liewe, spaat van my, hy spaat van wie ek is. Niksie. Daar gaat niks wat daar gaan nie. Die net het dalk leeg uitgekom, maar gelukkig weet Thurlow waarom nog te gaan soek. En ja, hierdie is so dat ek dink dat die beste aas, stokvis. So wat se ander aas kan mens nog gebruik, Thurlow? Ek kan gebruik enige afval, snoekpoppe, enige afval van enige vis kan jy gebruik. Hier dan ene in. Is dit een gevang? So hoe meet ons die meneer? Wat kom so? O, ek gaan my dood. Vat hom daar. Ja, net daar. Vat hom by die ore. Kom hier, sit. Vat hom by die ore. Okay. Daar so, van wat daar sê, dat die ding is een punt by die rug. Daar sê een by die ore. Hy sê. Dis so, hy is groot genoeg. Ja. Want dis mos nou wat hulle rooi goud noem. Ek dink Dieter gaan baie impressed wees met ons vangs vandag. Reg. 'n Wettige kreef moet van kop tot stert 80 mm wees. Terwyl Thurlow die kreef na ons chef vat, wys surfomroeper en area-inwoner Dion Bing vir Lenel van sy gunsteling plekke. Die eerste is die wrak van die Kakapau wat in Mei 1900 gestrand het. Dion, hier's daar 'n minskip oor. Wel, dis hoe dit 115 jaar gelede gelyk het. Dis darm bietjie beter. Ja. Maar dis nie 'n geskiedenisles nie. Kom ek vertel jou 'n lekker ou storie.
Blykbaar het die kaptein van die Kakapo, Nicolaisen, pas sy skippersticket gekry en dit was sy eerste kapteinskap. Die storie loop dat dit 'n baie ernstige storm was en sigbaarheid was 0. En hy het gedink dat Danger Point Kaappunt was en hy het gevaar reguit hier op die strand in Kommetjie. Hy was toe so skaam gewees dat hy geweier het om van die boot af te klim en so vir 3 jaar hier op die boot gebly het. Wel, sommige mans is maar partykeer so hardkoppig. Hy het glo gekommunikeer met notas wat in bottels gesit is. Aan die ander kant van Kommetjie is die Slangkop vuurtoring, vernoem na die plaas waarop die dorpie begin het. Dit is vanaf Maart 1919 in gebruik. Dis 'n hengse groot lig daarbo. Wat maak julle tydens load shedding? Nee, ons het 'n dieselgenerator wat krag supply na die lens toe daarbo. Omdat hy so hoog is, 41 meters bo seevlak, skyn hy so ver so 66 km. Hy het 'n kode ook, 4 flashes every 30 seconds. Maar ek hoop julle het sterk bene want ons gaan hom nou uitklim. Dit is op 30 meter die hoogste gietystervuurtoring in Suid-Afrika met 'n omtrek van 8.6 meter op die grond en 3.7 meter bo. Daar is 5 verdiepings wat elk 6.1 meter bo die ander is. Sjoe, Russell, ek het ergens gelees dat hierdie lig 16 miljoen kerskragsterk is. Is dit nou 16 miljoen kersse wat tegelykertyd brand? Ja, hy is gelyk so 16 miljoen kers wat gelyktydig brand. Voor die jaar 2000 het ons incandescent lamps gebruik wat van Engeland ingevoer was en hulle het gehou vir 3 maande en was baie kosbaar geweest en die liggie was meer geelere. Toe replace hulle met metal halide in die jaar 2000 wat baie goedkoop is en die liggie hou vir 2 jaar en die liggie is meer wittere en hy penetreer deur die mis. Dis nou wel 'n skerp lig, maar selfs hy kan nie weet waarheen ons volgende toe gaan nie. Hulle soek na Skabere, Kommetjie se suidelike buurdorp. Dit is 'n bewaringsplekkie waar net so 1000 mense permanent bly. Die dorp grens aan die Kaappunt Natuurreservaat wat deel van die Tafelberg Nasionale Park uitmaak. Dion het Lenel vir 'n roomhuis gestiek by sy plaaslike uithangplek, The Hub Cafe. Kry jy nie een nie? Ja, eintlik is die eienaar 'n vriend van my en hy weet presies waarvan ek hou. Hey, Carl, cheers brother. Maar ek kan sien hoekom jy van die plek hou. Dis so lekker ontspanne hier. Lekker ontspanne. Die pizzas is die beste want die branders is net hier, die koffie is die beste. En die bier, ha, ijskoud. So wat 'n bier is dit? Ek gaan nou uitvind. Al wat jy hoef te weet is dis 'n craft bier. Wel, gaan julle so lank vat advertensies want wanneer ons terugkom, dan gaan ons 'n bietjie bier proe. Ons hou 'n tropiese seepartytjie met bier wat ons self maak, happies wat jou mond sal laat water en vermaak deur ons enigste Jack Sparrow. Terug in Kommetjie, 'n stranddorpie tussen Noordhoek en Skabere op pad na Kaappunt. Net nou het Dion beloof ons gaan uitvind wat craft bier is en daarvoor het hy vir Dieter gestuur na 'n plaaslike brouery wat sedert 2012 pragtig skuim. Lieflik. Maar nee, ek wil nog altyd weet, hoekom noem julle dit craft bier? Vir my is 'n craft bier gewoonlik waar die brouwer betrokke is in die biermaakproses. Hulle maak gewoonlik baie minder hoeveelheid bier per jaar as 'n massa producer. En vir my is craft bier altyd meer geurig en smaaklik as 'n massa geproduseerde bier. Kyk, wat ons bier anders maak is ons filtreer nie, ons pasteuriseer nie en ons voeg nie addisionele suikers by nie. Jy het begin bierbrou op jou stoep en nou is jy hier. Ja, ek was oorspronklik 'n makelaar en vir my was biermaak net 'n stokperdjie. Maar naderhand was ek bietjie keelvol vir die werk en ek moes ek 'n plan maak want ek was lief vir bierbrou. En een ding het gelei na 'n ander en toe koop ons hierdie brouery. En nou is my stokperdjie my werk. Wel, jy is 'n baie gelukkige man. Het jy enige raad vir iemand wat graag sy eie bier wil brou? Daai en Dieter is verwys. Dis nie vir praat nie. Ek het 'n paar vriende genooi vir die partytjie. Die jol gebeur terug in ons kuierhuis, Pebbles. Vir die geleentheid het die rymkletser met die lang pet, Jack Sparrow, kom saamleer. Okay manne, net ons elkeen 'n bier. Kom ons maak 'n bietjie bier. Lekker. Maar nou net gee ons 'n punt van orde. Waar en wanneer drink julle bier? Ek hou van 'n kommetjie bier te drink want dit is naby aan my huis. Ek kan huis toe stap. Ek geniet 'n bier na 'n surf
sundowners, as die so sonnetjie so afgaan en ja, is altyd vir my baie lekker. Ja, ek dink ek wens ek kon meer op die beach drink en meer na surf, maar ek kry nie so baie kansie. So ek is meestal by shows en so aan, so mine is probably like so met good people voor 'n show. Ja, goeie vibes. Wel manne, vir my is dit hierso saam met julle. Dis lekker. Okay, soos ek het nou reg verstaan het ons nou hierdie graan vir omtrent 'n uur in warm water gehad. Presies, ja. Dan het ons die graan uitgehaal en nou het ons 'n soet liquid wat oorbly en dis wort. In brewers terms noem ons dit wort. En ons gaan dit nou kook vir 'n uur. En dan daarna, binne daai uur, gaan ons hops insit, verskillende tye om bitternis en geur te gee. En dan daarna gaan ons dit koud maak en gis bygooi en 7 dae later het ons bier. Dan kan jy dit botteleer, wag 'n paar meer dae, dan het jy bier en jy kan dit drink. Dit is net so maklik. Nou praat jy my taal. Maar jy is ons nou onbeskof. Gee daar 'n bier dat ek vir Lynel vat. Yes, so. Ja, met plesier. Maar ook nou 'n gentleman. Jack Sparrow het eers vir pizza en bier geruim, maar in 2009 het dinge vir hom verander. Sy eerste 2 albums het goud behaal en die enkelsnit Os Tokkelos was die eerste Afrikaanse nommer 1 op 5FM se Top 40. Terwyl is goed dat jy so 'n gentleman is, want ek wil ook al bietjie met jou chat. Lekker. Ek is opgewonde oor jou vinyl wat uitkom later hierdie jaar. Ja, yes, ek is baie excited ook. Ek moet sê, ek is al into vinyl vir ewig. So ek kan nog onthou David Kramer se vinyls by die huis nou nog vir my ma en hoe ek altyd so voor my ma se vinylplayer gaan sit het en like excited geraak het doordat ek nou kan luister en deur al die vinyls gegaan het. So nog vir baie jare lank het ek al kind of my versameling opgebou. So dis cool om finally my eie een te kan doen wat regtig great is en dis van my eerste album wat platinum was wat ons nou uitbring. So dis die eerste album met stuff obviously op so cooler as ek en hier sy nou dans daai en ja. Jy verstaan duidelik die mag van die internet as dit kom by musiekbemarking. Vertel my van hierdie live streaming storie. Ja, ek is baie excited daaroor. Ons doen hierdie ding saam met Skyroom Live wat soos 'n online live streaming site is. Dit was inevitable dat dit op die eind gebeur dat jy kan actually live shows online kyk en dit is great want ek bedoel mense kan soos mense wat sien nou maar fans van my in ander lande wat nooit so van my shows maybe uitkom of so nie of waar ek nooit kan uitkom nie, dan kan hulle dit check van daar af ook. En mense kan dan inteken en soos wat jy betaal vir 'n show, kan jy dan betaal om dit te kyk en dan tussenin dan sit ook jy kan live praat en so aan en dan kan jy vir my vrae vra en tussen 'n song sal ek vrae beantwoord en etc. So dis 'n hele experience kind of a thing. So dis regtig exciting thing om deel te wees van en kind of like daai avenue te oop te maak, ja. Nog 'n manier wat jy 'n groter mark gaan bereik is seker met jou nuwe boek wat uitkom. Dit was my weird geweest want ek weet nie eintlik geweet ek wil 'n boek al uitbring nie, want ek bedoel ek is maar nog hopelik ek semi-jong laat, maar ek's baie excited en dit kom regtig cool uit en dit is kind of like waar ek is op die oomblik in my lewe en hoe ek tot daar gekom het en ja, ek's baie excited daaroor. Dit is regtig great. Al my lyrics is ook al in en ja, check it uit. Die ou met die snor by die bar is sy naam. Ja, dit gaan great wees. Maar ons kan aan en aan gesels, maar dis eers tyd vir advertensies. Ons wag net hier. Dinge kom bymekaar vir ons eilandpartytjie. Ons maak surfboards van hout, kook uiteindelik met ons kreef en luister na Jack Sparrow. Ons kuier in Kommetjie, so 40 minute uit Kaapstad as jy Chapman's Peak omry. Sy 8 km lang strand is een van ons gewildste surfspots, maar Lynel het besluit om vereers net die gemak van ons kuierhuis te geniet. Dis nou stil, later is dit eilandpartytjie tyd. Hierdie ontspanningshoekie is sonder twyfel my gunsteling gedeelte van die huis. Hierdie pragtige uitsig inspireer my om die mooiste lirieke te skryf. En onthou, hierdie huis, soos al die ander Perfect Hideaways huise, is te huur. Kyk net op hulle webblad. Lynel, lyk vir my jy het omtrent nes geskrob in hierdie rustige deel van die huis. Ja, beslis, Dieter. Al die pa en my gaan nou vir julle my gunsteling plekke wys. Ek mal hoe hulle die see-elemente gebruik as versiering in die huis en dan maak dit ook prakties sin want jy kan ook 'n oogie op die kinders hou.
Dan natuurlik my gunsteling element, die uitsig. Hoe lyk dit? Kort julle 'n bietjie hulp? Nee, ontspan jy maar lekker, Dieter. Ek gaan solank die tafel dekor hanteer. Melissa, die eerste ding wat my opval is hoe mooi kleurvol die tafel is. Ja, vir die eilandpartytjie het ons groen as 'n basis gebruik vir die tafel en dan het ons elemente van kleur ingebring deur middel van die kersse te gebruik en bougainvillas. Die pineappel gee sommer onmiddellik so 'n tropiese gevoel. Ja, wel, 'n pineappel is 'n tropiese vrug en ons het hom hier gebruik as deel van die dekor deur om 'n kersie in hom te sit. Die palmblare op die tafel word gebruik vandag om kos op te bedien soos wat dit gedoen word op baie eilande. Ek moet sê ek is mal oor hierdie korrige wit papegaaitjies. Ja, weet jy, ons het so baie kleur dat ons besluit het om die papegaaie wit te hou want dan kleur jou brein sommer self dit in. Saam met die tafel rond die surfboard sit pragtig af. Ja, dit gee 'n baie lekker Hawaiian gevoel, veral dat ons nou hier by die strand is. En so van see gepraat, ek sien die ouens is reg vir die branders, dat ek hulle vang voor hulle in die water verdwyn. Vir die wat dalk nog nie weet nie, surfing het glo meer as 3000 jaar gelede in Wes-Polinesië begin, wat dit een van die oudste sportsoorte in die wêreld maak. Hey ouens, ek weet die Kaapse strande is die beste vir surf, maar hoekom is Long Beach dan so besonder? Long Beach kom ek hier, dis 'n veelsidige plek. As jy 'n pro is, as jy net begin, daar's branders vir almal. As dit 2 voet is tot 20 voet daar buite by Sunset, daar's iets vir almal. Wel Jack, jy rap, jy maak bier en nou vind ek uit jy's 'n water baby ook. Is daar enigiets wat jy nie kan doen nie? Maar ek dink ek moet volgende gaan ek hierdie paddleboard aantraai. Ek het hom nog nie uitgetraai nie. Hy lyk nog ons dangerous bullet. Maar ja, genoeg gepraat, kom ons gaan surf. Die eerste branderplankryers was glo vissermanne wat agtergekom het dat golfry 'n doeltreffende manier is om met jou vangs tot op die strand te kom. Dit is nie duidelik wanneer dit 'n sport geword het nie, maar in die laat 1700s is dit reeds in dokumente as vir die pret aangeteken. En sommige dinge verander nooit. Wel, terwyl hulle verder in die waterbaljaar, gaan ek bietjie inloer by 'n local wat surfboards maak. En nie sommer enige borde nie, want dit word gemaak met 'n kleiner koolstofvoetspoor in gedagte. 85% van die hout wat hier gebruik word, kom uit die omliggende omgewing. Wat is die voordele van hout teenoor fiberglass? Wood is a very beautiful material. And it's just amazing to work with. It's always different, so you never ever get the same board. And you can make hundreds and hundreds of boards and with the same wood even, and you'll get a different effect every single time. It's also natural, and that's a major advantage. It biodegrades, it can be regenerated. And so the environmental benefits combined with the natural beauty make it an awesome material to make surfboards out of. It's also a material that has benefits in the water too, that make it durable. It has flex properties and it's great to surf. Die eerste Hawaii-borde was juis van hout. Vandag is geen bord 100% groen nie, maar uitgeholde houtborde stel minder as die helfte koolstofvry as kommersiële borde. Ek weet branderplankry maak 'n groot gedeelte uit van die kultuur hier in Kommetjie, maar wat is die merkwaardigheid daaraan dat jy jou eie surfboard kan maak? Ek dink dit is die uniekheid dat kuns en ontwerp mekaar oorvloei terwyl jy 'n bord kan maak. Wat dit vir my so spesiaal maak is omdat dit met die hand gemaak is en nie gemass-produced is nie. En geen ander mense in die wêreld het dieselfde bord nie. Patrick hou daarvan as mense hier leer om hulle eie produk te maak, om so die dinamika agter hulle bord beter te verstaan. Die houtwerk is nou alles voltooi, so al wat nog oorbly is die veselglaswerk en dan natuurlik die fin. Klink goed, en vir nou hou ons by stories oor hout. Daarvoor het Dieter gaan inloer by die Cape Farmhouse restaurant aan Kaappunt se kant van Scarborough. Die storie loop dat die hout van 'n skip wat in Mei 1786 hier naby gestrand het, gebruik is om dele van die oorspronklike plaashuis te bou. Ja, nou hier is nou die houtbalke wat hulle gebruik het van die skip van Olifantsbos. Hulle is bietjie effens gebuig van die dek van die skip. Wanneer is dit gebou? Dit is moeilik om presies te sê want daar is min records, maar so laat 1700 jaar seker. Wow, so jy sê vir my hierdie hout is meer as 300 jaar oud. Dit is ja, is ongelooflik. Dis eikehoutbalke. Hulle is ongelooflik hard. Dieter, jy kan nie by ons kuier sonder om te proe nie. Julle kyk duidelik Marcella, want julle weet ek hou daarvan om te eet. Dis einste waar ons eilandpartytjie se spyskaart geur kry. Die restaurant hou van kos met 'n Marokkaanse twist, maar het ook 'n tapas menu.
Wel, ek het eintlik my huiswerk gedoen en ek weet wat is op ons spyskaart. Hierdie is daai stadige geroosterde varklies met die druiwekonfie. Ja. En dit is die Asian seekoolsop. Ja. En dan my hartse punt, die Spaanse amandeltert. Ja, net reg. Maar hier's nou iets wat my pla. Waar's Lenel se krewe? Lenel het besluit om self daarmee te kook. Al Lenel, ek het meer as genoeg hier om my gelukkig te hou. Eat your heart out. Terug by ons kuierhuis was die kreef reeds gekook en Lenel is reg om samosas daarvan te maak. Wel, Dieter dink miskien hy eet lekker, maar kyk net wat het ek. Rooi goud. Lenel, gaan jy dit oopsny? Kyk, ek is gewoond aan kreef eet, maar ek dink vandag moet jy vir my wys om dit voor te berei. Geen probleem. Vul draai die kreefstert los en trek dit dan uit die dop. Daarna sny jy dit oop met 'n skerp mes en trek die dermpie in die middel van die stert uit. Vol, dis mos die gifdermpie wat jy hier uithaal. Ja, Nou wat gebeur as mens hom eet? nie veel nie, hy smaak net bitter. Hierna word die kreefvleis fyn gesny. Onthou, jy kan uit die dop en in die pote nog wit vleis kry. Dit word gemeng met gerasperde wortel waaruit al die vloeistof gedruk is om te keer dat dit die samosa pap maak. Die ander bestanddele is knoffel en gemmer, fyn komyn, vars koriander, 'n opgekapte russie en sout en peper. Die laaste bestanddeel wat ons ingooi is nori. Ek ken die soort wat 'n mens vir sushi gebruik, maar dit lyk of jy sommer hierdie van die rotse afgehaal het. Ja, hier bly ons by die kus. Ons pluk dit self vars en droog dit in die oond. O, en dan krummel 'n mens dit so in die vulsel. Ja. Die proses om nori te maak is baie soos die pars van papier. Jy maak die seewier fyn en druk dit in dun velle voordat dit in die oond gedroog word. Die samosa deeg kry jy by oosterse en spesialiteitswinkels te koop, dan hoef jy dit net te vou. Jy kan ook gewone filo deeg gebruik, maar dit is bietjie moeiliker om mee te werk. Dis nogal 'n bietjie moeiliker as wat dit lyk. Maar wag, ek dink hier kry ek dit nou reg. En daar's hy nou, my eie gevoude samosa. Vat so, Dieter. Ek dink ek hoor hom ook al hier buite. Die samosas word met gesmelte botter of olie gesmeer en so 10 tot 12 minute by 180 grade gebak. Daarom 'n bietjie gesonder as om dit in diep olie te braai. Waar draai julle? Ons is reg. Jack is al gereed om te perform. Wel, dan groet ons julle solank tot volgende week Vrydag aand om 6:00 op SABC 2. Ai, julle het die samosas vergeet. Kom jy? Ek staan en wag vir die donder weer slaan, die donker weer gaan, daar waar ek planne beraam. Sit jou hande weer saam tot ek irrelevant is die gespanne, die spook van die skeleton kus. Gerus staan en luister na die stories waar die misdraai. Vannings is terug, stook 'n pyp vir die visvat. Dans in die dim light, sluip rond in die skemer. Skaars met die inside, kruip rond in jou bene. Vergewe my vir die twak wat ek aanvang, beweeg saam met my waar die reuk van die dood hang. Amadeus Wolfgang, die rotstert rottang, die Grim Reaper ruk jou gorrel uit met 'n sluittang. 4-5 vou vang, almal wil met perro uithang. Gryp man, gryp as jy my vang, skyp bang, iemand gaan jou uitvang. Kruip dan my plan uitdrang, paddas in die vlei vang. 4-5 vou vang, almal wil met perro uithang. Gryp man, gryp as jy my vang, skyp bang, iemand gaan jou uitvang. Kruip dan my plan uitdrang, paddas in die vlei vang.